na 26 jaar ontmoet ons weer mekaar. Dis die man wat my geskool het met al die evangelisasie. Ons het kerke ek praat met Doster vir Evans, die seun se naam is Doster. Gestig, daar tussen die Boesman, daar klein muur, groot fontein oor die grens 2 keer, Namibië toe, Botswana toe, tussen die Tswanas, en ons het die evangelie verkondig, en wat hy vir my geleer het, ek is die resultaat vandag, waarvan ek het vandag my eie NPO registration charity company. Maar ek dank die Here vir hom wat hy op my pad gesit het om vir my te kan gecoach het. Hy was 'n bietjie woes geweest aan die begin. Hey, maar hy het nie moed verloor nie, En ek waardeer so sy vrou Stella. As ek en hy so uitgeval gehad het in die vergaderings, dan moet Stella weer kom koue water gooi en sê, Patrick, Roy is los maar Patrick asseblief. Hy sê, Roy, nee man, die skool wil nie regkom nie man. Dan moet Stella eers weer kom mooi praat daar so. Maar dit was lekker om saam met hom te wees, hy het my goed geleer, en al wat ek doen vandag, het hy vir my gecoach. Evangelie, sendingwerk doen, hoe om te doen. Jy gaan nie sommer in 'n territory, as jy nie weet die culture, en jy moet eers jou spioene instuur, om te gaan kyk wat daar binne aangaan. Dit het iemand my alles geleer. En ek dankie Royes, dankie Doster, sy seuns en Andreas, ons het hom gedoop Doster. Toe hy groot geraak, hy was net so klein, 6 jaar oud. Daar staan hy agter sulke groot mikrofone, dan vaar hy, Pieter, waar is Doster? Ek sê, hoe is ek hem toe? Hy sê, die is allemaal een gangster wat aan die slaap was. Waar is my kind, man? Daar staan Doster achter die speakers. Wat lekker tegen geweest. Ons die skole gebedien daar in die Noord-Kaap en alle skole. Royes het gemaakt dat Noord-Kaap by mekaar gekom het om sendingwerk te gaan doen. Die NG Kerkmense het nie gekend van sendingwerk nie. Hulle het by ons kom aansluit. En saam met ons sendingwerk gedoen vir die Heer. Dankie Royes man. Gooi hom. Sien. En die tyd en benauwdheid. Ek sal jou heid ja. En maak jy moed mee. Somtijds kan jou strijd toch en zo zwaar wordt. En somtijds raak jou dingen in te veel. En somtijds een gebed met jouw rugje die meer, dan hoor jij met die heiland zee. Kom, zing het aan. Hij zei, roep mij aan en die tijd van in benauwdheid. Hij zei, roep mij aan en die tijd van in benauwdheid. Hij zei, roep mij aan en die tijd van in benauwdheid. Ik zal jou uitjouwen. Maar dan moet je somtijds zeg je Heere, Heere, en hoe lang nog? Je zei je kan niet meer niet, alsjeblieft. Maar soos Hanna en Van Hoots
woordeloos rol en die tranen. En dan hoor jy die heiland sê. Kom sing ons samen met asseblief. Hy sê roep my aan en die tydpan en benoudheid. Hy sê roep my aan en die tydpan en benoudheid. Hy sê roep my aan en die tydpan en benoudheid. Ek sal jou uitjou en maar jy moet mee. Hy sê roep my aan en die tydpan en benoudheid, ja Here. Hy sê roep my aan en die tydpan en benoudheid, hy sê roep my aan en die tyd van benoudheid. Ek sal jou uitjou en maar jy moet mee. Halleluja. Kom ons gee God 'n lieflike handklop. Weet jy wat? Dierbares. Vandag is die eerste keer wat ek vorige hoor sing. Ek het my stembande seer gemaak in my 2 beroerte aanvalle wat ek gehad het. En God het my, die man het my gestaan bemoedig, het my gesê, broer, vat 'n kans man. En ek het die kans gevat, broer, en ek het reg gekry man. Amen en amen en amen. God is good. Jy dink jy kan niks doen vir die Here nie. Jy dink jy as een persoon is te swak, jy was te sondig, jy was te sleg. Jy kan niks vir die Here doen en iets beteken nie. Jy moet saam met iemand anders dit doen. Jy moet saam met 'n groep dit doen, want jy dink by jouself, jy is nie goed genoeg nie. Jy's te sleg. Nou ek het die eer gehad weer 'n week terug om te staan op die Mount of Beatitudes, waar ons Jesus Christus gepreek het vir die 5000 man wat voor hulle gestaan het. En onder andere een van die goed wat hy gesê het, geseënd is die mindere van ons volk. Come on, man. Ja. Jy weet, en terwyl jy daar staan, dan kyk jy so oor kan die see van Galilea. En dit is wat ek vanaand met jou wil praat oor Markus 5, toe hy oorgevaar het na die ander kant toe. En hy kom in Gadara aan, en toe hy by Gadara aankom, kon hardloop 'n mal sieke na hom toe aan, wat vol demone is. En toe hy daar aankom, ons almal ken die storie wat Jesus die demone beveel, en hulle word uitgestuur in die varke, en hulle is daar oor die kraans, en die mense kom hardloop na Jesus toe, en smeek hom, en sê asseblief, klim in jou boot, en gaan terug van waaraf jy kom. Ja. Nou, net 'n bietjie agtergrond te skep, dit was 10 stede daar gewees, pagan cities, afgodsdiende cities, wat daar so was. En hierdie ou wat Jesus so pas gehelp het, en ek glo dis soos almal van ons, kom na Jesus toe en sê vir hom, Jesus, maar ek wil saam met u beweeg, ek wil saam met u gaan, en hy sê nee, Ja. gaan en vertel wat ek vir jou gedoen het vandag. In Markus 6 lees ons, dat Jesus weer terugkeer oor kant die see. En die oomblik toe hy daar aankom, by daai 10 stede, wat is die verskil? Hulle kom hardloop aan na hom toe en hulle smeek hom om te bly. Hulle bring die siekes na hom toe, hulle bring alles. Hoekom? Oor een man wat gebeweeg het en gesê het, sy naam is Jesus. Hy het my aangeraak, hy het my genees, hy het my lewe verander. Yes. Jy dink jy's te swak. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer God jou aanraak, kan jy 'n stad verander, jy kan 'n streek verander, jy kan hierdie land verander in die naam van Jesus Christus. Maar jy weet, die duiwel het gekom en jou begin vertel, jy is nie goed genoeg nie. Ek wil vandag vir jou sê, you were fearfully and wonderfully made.
Die Here het 'n plan met jou lewe. Moenie opgee nie. Amen. Ellen, kom hier. Dorp, dit is kinder. Ek sê ek nou vir Ellen vorentoe roep. Wie ken vir Ellen? Steek hand op. Wie het hierdie vrou al in die dorp gesien? Hierdie vrou, ek staan so en ek sien haar sing 38 jaar terug. Jy dronk rooi gesien. Almal daar het deelgeneem. Sy was op ons basis gebly. Hierdie vrou. Maar ek was die ongewildste want ek het nooit gedrink of gerook of dinge saam met die res gedoen nie. Maar vra het is opgeklim op Kasper, so het is afgeklim. 3 jaar by Koevoet. Dankie Ellen, sit. Ja, het is so lekker om dit te sien. Wie is hierdie God wat vir Rooie Strauss hou terwyl hy moeilikheid maak? Wie is die God wat vir Patrick terwyl hy 'n hard living was, 'n bendelid omhou? Wie is hierdie God wat vir my skoonseun toe hy 'n gesyplap was, hom gehou het, dat hy vandag laat ons kan saam sing? Wie is hierdie God? Esie, kans op kans vir ons gee. Wie is hierdie God? Ek wil vanaand so 'n bietjie praat oor, ons kan altyd ontvang. En mense, dis lekker om by God te ontvang. Nou net toe bel, of ek het gebel, vir Wildebees se baas, want ek sien hier's 'n shop, en ek sien daar's Wildebees en al die name, en ek bel hom, want God het vir hierdie ou net so, ek weet nie mag ek het noem nie, maar 300 winkels oor die land gegee, het in 'n shanty groot geraak, en hy is wedergebore, en ons het hom ontmoet nou die dag, en ek bel hom en ek wys hom 'n bietjie weer, want hy is nog nie by die 300 winkels gewees nie. En ek wil net vir jou sê, en hy sê, Rooies, as weer vir jou pakkie op pad, jy gaan dit like. Ek wil vir jou sê, hierdie God stuur persente. Amen. Come on man. Ek was buite egtelik. Ek weet nie waar is jy gemaak nie. Maar ek het my pa nou nog nie gekry nie, dan nie hoef jy skaam te wees nie. Dan is hy my man nie, aan iemand anders. Hoor, moenie worry nie. Ek wil net vir jou sê, ek weet nie waar is ek gemaak nie. Ek weet nie, ek hoor hy was eendag hoor ek hy was 'n spietkop. Hier kom hulle. Ek hoor hulle. Die ander dag hoor ek, hy het onder vir 'n spietkop weggejaag en toe is hy dood. Die ander dag hoor ek, hy lewe nog tot nou die dag en hy 3 plase. Daai kinders van hom, hey, as julle kyk, bel my. Is daar dan nie 1 plaas myne nie. Maar okay, luister hier, ek wil vir jou sê, dan sê my ma, en ek maak haar nie sleg vandag nie. God is so goed, om 'n dronk vrou, ek het nie by haar groot geword nie, terwyl sy gesuip gaan slaap, red hy haar net voor sy dood. Come on. Dis die God wat ons dien. Sy het altyd gesê, hey, dan bel sy my. Ek kry haar jammer vandag as ek dink, sy het seer gehad. Ek is buite egtelik, ek het nie by haar groot geword nie, so sy het seer gehad. Dan bel sy my, dan sê sy, jou valse profeet. Nou ek sien op Facebook, gaan die ouens nog aan my. Dan sê sy, jou valse profeet. As ek so in die hemel gaan instap, gaan ek vra, waar is die valse profeet? Ek het eintlik 'n baie oulike ma gehad, vol sports. Maar, God sê, red, dien jy my en ek red jou hele huis gesin. Come on man. Hy werk terug en vorentoe. Wil nie die ouer preekie, want nou net raak van julle lekker gemaklik. Dan vat julle dit 'n bietjie verkeerd. Maar hierdie God is goed. Ek sê nou vir julle, hierdie God is verskriklik goed. Ek groei op, Tannie, weet jou bond was my gesig. Ek was rooi, en ek is nog steeds rooi. Maar kleintyd as jy nog bond ook.
Ek sê nou vir jou, ek kom in die skool. Nou as jy daar in die skool kom, as ons in nou grabie 6 kinders. Sap A, graad 1. Hulle vra vir Daniel, waar is jy gebore? Hy sê Gordonia. Ek is so klein, maar ek sien klaar hy wat hospitaal beddens, waar hy gebore is. Hulle vra vir Geertjie, waar is jy gebore? Geertjie sê, hy is in Keimoes gebore. Verskoon as ek jou sê Keimoes en Kakamas omruil, ek was mos nou nie by julle geboortes nie. Maar in elk geval, en ek sien ook net hy wit hospitaal. As ek hy tyd geweet het, 'n mens kan lieg, pastoor het ek gelieg. Maar ek is so opregte klein kindjie, want my ouma het my groot gemaak en my oupa. Hey, dat ek nou nie vanaand oor hulle, wat wil ek huil, eerste? Ek het altyd gesê, is hier die PPK pastore wat so huil. En ek het te veel met hulle gespot, nou begin ek ook, ha? Ruil jy ook so? Pastoor, julle het mos 'n vak op college om te leer huil. My vrou sê nou dat jy moet ophou spot, en verragtig, en ek vertel, ek kyk hom nogal gisterand, want hulle dra die puntskoene. Hulle het mos sulke puntskoene, en daar sê die. Nee, laat sy vrou nou lekker saam. Kyk, hy gaan my kry na die tyd. Maar weet jy wat? Ek spot nog so nou, dis heilig aan mekaar, ek het eers so vak geswat nie. Maar luister hierso. As 'n mens Jesus ontmoet, nee, dan wil jy huil. Dis net te lekker. Ellen, wie het gedink? Daai jare het ek gehuil. As ou Soutie daar in die bar inkom, uit ons gepreek, dan kruip ek weg, aan Koevoet. Hy sê, hey, jy kan maar maak wat jy wil. Ek was bang vir hy man. En dan preek Soutie. Heilig. Dan sien ek tendienste. Ek ken nie 'n tendienste, maar ek sien, daai tyd sien ek tendienste. Maar ook om terug te wees. Ek is so klein, dan bel my ma. Op die 8 September is nog Centralis. Ograbies toe. Ons was Ograbies 1-3. Die dag toe hulle vir ons 'n telefoon insit, toe hardloop ek om my huis seker 10 keer. Ons het 'n telefoon, ons het so 'n klein bondkindjie. Hulle sê op skool wragtig daai dag, hulle vra, waar is jy gebore? Ek sê, ouma se agterkamer, want ek was nie in die hospitaal gebore. My oupa, die arme mense het gesê ons is arm. So ons het geld gehad vir hospitale. Jy moet weet, en my ouma het te min geld gehad om 'n nuwe skottel te koop. So ek is in die erde skottel wat die vorige dag deeg gekook was, gebore. En toe weer vleis. Dis regtig, is nie grappe nie. En weet jy, ek kom so in die wêreld en 'n tannie klein geld, daarvan is klein geld, vang my. Ek kom hier by tannie Rykie. Sommige so met die klein geld kom ek in die wêreld in. So vloek somme. As jou van nou klein geld is hoor, is niks fout nie. Maar in elk geval, en hulle vra my in skool, waar is jy gebore? Ek sê daar. Nou lag die kinders, en ek hoor die een kind sê, hi, sy oupa het hom seker in die bad vergeet, uit geroes. Die ander een sê, sy ouma het hom gegooi met die hond se bollie, toe keer hy met die rooster. Want ek is bond, mense. Weet jy, en dit steek hier vas. Hoor gou, dit steek vas. Ek het nie in 'n hoekie gaan sit en my polse gekou nie, maar ek het aan verwerping gelei. Want eendag is daar 'n kind in die skool en hy het gips. Toe wil ek ook graag gips hê. Ek gaan sit daai middag en ek vat 'n hamer. Maak slat vir my. Ek loop nou nog moeilik. Ek slat vir my, ek is toe 6, 7 jaar oud. Dis verwerping. Ek slat. As ek, yo. En vra my ouma, wat is dit? As ek nie, ek speel nie buite. En loop ek wil gips hê. Ek slat. Ek het daarom 'n verband by my ouma gekry. Maar, luister en dan bel my ma uit die aar uit. Ek het vir jou 'n persentjie. Nou, ek praat nie lelik vir haar vandag. Dit is maar dinge wat gebeur het. Dan sê sy vir my, ek het jou 'n persentjie. Ons het 3 kilometer van die poskantoor afgebly. Dan die 9de as ek uit die skool uitkom. En ek het die tassie neergesit, en my bata-skoene uitgetrek. Dan sleep ek hy 3 kilometer. En as ek daar kom, dan hoor ek het later my oupa en ouma gehoor, die vorige aand, een aand, toe sê hulle, môre gaan hy weer hardloop. Nou gaan niks wees nie. Dan hardloop ek, dan vra ek vir die tannie, ek kan nie eers oor die toonbank kyk, dit was nog blank en nie blank.
Yes, ons was dan arrogant. Jy moes daai kant inloop. Ek sal gelyk het. Ons twee. Ek loop die kant en jy loop Patrick daai kant. Hy mag nie eens in die see swem nie. Net ons, wel, ek is rooi. Net die wit mense. Ons is arrogant. Maar toe kom die Here en hy breek hy ding ook. Ek weet ook hoe mag jy nie in see geswem nie. Jy kan seker nie swem nie. Maar toe maar, net gemeneersblad. Kyk ek so oor die toonbank, ek kan nie op my toontjies. Tannie, is daar 'n pakkie vir my? Kyk sy, by die posbus, ek weet nie wat was dit nie. Iets van 'n 9. Kyk sy, sy sê nee, daar's niks. Dan loop jy maar daai 3 kilometer terug huis toe. En dit was elke jaar. En dit het hier kom sit. En iemand wat aan dit lei, aan verwerping, maak ander mense seer. Mense wat gemolesteer word, of molesteerders, gaan kyk, hulle is gemolesteer. En ek het in die verkeerde rigting gaan. Ek wil graag mense doodgemaak het. Ek het ook. Praat nie van die oorlog nie. Praat so 'n bietjie van die ander. Kop is ons dood. Okay. Die wêreld het aangeloop. Okay. Nee, prys die Here. Mense verskoon my, ek is aandag afleibaar. Ek lei so 'n bietjie aan aandag afleibaar. Dan gesels ek so by hier en dan weer dag. Tel nie eers 2 geskenk gekry. Tel nie eers 2 daarom 'n geskenk gekry. Nee, ek het nooit nie. Ja. Waar? By die skool. As jy François, nou gaan jy mos laat ons huil. En in Sap A eendag, toe, nie die ouers nie, toe maak die skool, by mekaar ons was 36 kinders, om vir almal hier voor Desember 'n persentjie te gee. Hierdie is, François sê, dit moet in 'n film kom. Dit het regtig gebeur. En ek sal nooit vergeet nie, toe die een kind oopmaak, toe sit hierdie plastiek lorries met die rooi bak in die geel kop. Ronel, jy maak oop en is so mooi pop. Martie ook. Ek onthou my hele klas, so slim as ek, want ons was net 6. Maar in elk geval, sy name. Ek het so enie, toe gaan oopmaak. Dis nie, dis waarheid. Ek wil net weet wie dit gedoen, maar jy's vergewe. Jy's ek al dood, jy's 'n ou onderwyser. Luister nie. Dis 'n mango pit wat droog gemaak is, wat sy haartjies so getrek is soos 'n visie met 'n oogie, regtig. Ek dink baie keer, of nie baie keer, ek het gedink. Ek hou nie my op met nonsens en sit ek was so nie. Ek wonder dat die onderwysers daar gesit en gesien, maar die geld is bietjie min. En die strous het nie baie bygedra nie. Kom ons gee die mango pit vir, of iets, ek weet nie. Maar die mango pit pla my party daar, maar dan dink ek weer, prys die Here. Dat ek en haie kom nog by my ouma. Ek was so bly. Ek vra haar 'n bakkie water, sy sê, wat wil ek maak? Ek sê, my visie swem. Visie. Die ander kinders speel met daai lorry, sand, alles, en trekkers. Maar maak nie saak, jy hoor gou, hoe het jy groot geraak? Nou sê jy, ek het so sleg groot geraak. Kom oor dit. Bou 'n brug en kom oor dit. En ander is like om te sê, as jy klaar die brug gebou het, dan vat jy mense saam oor. Amen. Hou op in 'n hoekie sit. Ag, hulle het my so te nagekom. En die ene dit. As jy 'n rooi kop is jy bont en klaar. Ek lyk soos Dawid en ek gaan lees toe in die Bybel. En daar staan, en hy het blou oë en 'n mooi voorkoms en rooi van aangesig. Salf hom as koning. Kom, julle wit koppe en swart kom wys my julle skrif. Ek het skrif. Ek wil vandag vir jou sê, hierdie God stel in ons belang. Awaken my love, the groom is near.